Ons kom vanoggend by Handelinge 24 en ons gaan die hele hoofstuk deurgaan. Die woord leer ons, die Bybel leer ons dat Christene aan die volgende gekenmerk moet word. As jy die naam van die Here bely, dan is hierdie waarvan jou lewe moet getuig. In Jakobus 3 vers 17 sien ons, die wysheid wat van bo kom is allereers sonder bybedoelings. En verder is dit vredelievend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee en goeie vrugte, onpartydig, opreg. Hierdie wysheid, die wysheid wat van bo kom, bring vir jou in die regte verhouding met God en jy moet dit gebruik om vrede te maak. Meer pertinent, meer direk. Aan ons konteks vir vandag is Jesus se woorde aan sy disippels deur Petrus in 1 Petrus 3 vers 15. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het. As dit die wil van God mag wees dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter so as om te ly wanneer julle kwaad doen. Twee gedeeltes wat die standaard van Christendom vir ons baie duidelik uitlig. En wat ons help om te verstaan dat indien jy ooit, wanneer jy ooit met 'n werklike kwaadwillige mens te doen kry, dat jou optrede van hierdie karakter moet getuig. En dit is die karakter van Christus in jou. Nou hierdie is 'n voorbeeld, of die voorbeeld wat Paulus aan ons stel, deur sy lewe, deur sy sendingreise en veral hier in hoofstuk 24 van Handelinge. Vir jare nou al is die Jode besig om vir Paulus, waar hy ook al kom, baie skade aan te doen fisies. Hulle veroorsaak moeilikheid vir hom waar hy ook al gaan. En daar's tot geleenthede waar hulle hom agtervolg van een dorp na 'n ander dorp om in 'n nuwe plek ook vir hom te gaan moeilikheid maak wanneer hy daar aankom met sy boodskap van redding. Selfs in Korinte, in 'n gemeente wat hy self gestig het, 'n gemeente waar hy vir 18 maande lank die pastoor was, selfs daar kry hy weerstand. Soos ons lees in 2 Korintiërs 10 vers 10, dat vals geestelikes, vals leraars in die gemeente in Efese van Paulus die volgende dinge sê, dat hy wel as hy vir hulle briewe skryf, sy briewe met mening skryf, maar in persoon het hy 'n ernstige gebrek aan karakter en charisma. Hulle sê Paulus, as jy jouself op papier wil uitlê, klink dit goed, maar wanneer ons jou sien, jy's onindrukwekkend en jy praat onindrukwekkend. Dit uit 'n gemeente uit wat Paulus self begin het, wat na aan sy hart was. Hierdie persoonlike aanslag teen Paulus is die van julle wat enige regskennis het of Latynkennis, die bekende ad hominem aanslag. Dit is waar 'n persoon se karakter aangeval word, eerder as dat daar fokus geplaas word op sy argumente. Die persoon word afgebreek, die persoon word aangeval. En dit is ook hier in Handelinge 24 wat gebeur wanneer Paulus in Caesarea voor goewerneur Felix verskyn en die Sanhedrin teenwoordig is, of 'n gedeelte van die Joodse raad teenwoordig is, en hulle vir hulle self 'n advokaat saambring met die naam van Tertullus. Wat ons in Handelinge 24 sien,
wys aan ons opskrif vir vandag, en dit is 4 eienskappe van 'n oneerlike regsaksie, 4 eienskappe van 'n oneerlike regsaksie. En die eerste eienskap wat ons sien is in vers 1 tot 4. Kom ons lees saam, Handelinge 24 vers 1 tot 4. En 5 dae daarna het die hoëpriester Ananias met die ouderlinge en 'n sekere advokaat Tertullus afgekom en Paulus by die goewerneur aangekla. En toe hy opgeroep is, begin Tertullus hom beskuldig en sê, daar is 'n groot vrede deur u, hoogedele Felix, ons te beurt geval. Of dat 'n groot vrede deur u ons te beurt val. En dat daar hervorminge deur u voorsien in elke opsig, of deur u voorsorg in elke opsig en oral vir hierdie nasie tot stand kom, neem ons met alle dankbaarheid aan. Maar om u nie te lank op te hou nie, versoek ek u om ons in u vriendelikheid kortliks aan te hoor. En hier sien ons die eerste eienskap van 'n oneerlike regsaksie, en dit word gekenmerk deur oneerlike taal. Die onskuldige Paulus is 'n gevangene en hy wag vir sy aanklaers om op te daag. Hy is in die stad Caesarea aan die see. Sy aanklaers moet nog daar uitkom en uiteindelik kom hulle daaraan, en dit sluit in die hoëpriester, 'n paar ouderlinge, en ons kan aanvaar dat dit sal nie die hele Joodse raad wees nie, wat uit 70 plus mense bestaan het nie, want wat ons wel weet is dat daar so 'n groep mense in die Joodse raad was, wat Paulus vrygespreek het. En dit het ons gesien in hoofstuk 23. Saam met die hoëpriester en 'n paar ouderlinge kom daar ook 'n advokaat, of miskien beter vertaal 'n openbare spreker. Dit is die woord retoros, waarvan ons retoriek kry. Iemand wat in die openbaar die vermoë het om homself goed uit te druk. So hierdie Tertullus, die advokaat of die spreekbuis, is saam met hulle. En dit is hierdie advokaat, dis Tertullus, wat die aanklag teen Paulus uiteensit, maar nie voordat hy eers heuning om die goewerneur se mond smeer nie. Nou wat is die lof wat hy Felix toeswaai, en die vraag wat ons kan vra is hierdie lof verdiend? Is dit wel verdiend? Is dit wat Tertullus oor Felix sê die waarheid oor Felix of nie? Wel, die antwoord is alles behalwe. Dit is nie die waarheid oor Felix die goewerneur nie. Nie die Romeine of die Jode het 'n hoë agting van Felix gehad nie. Felix was 'n voormalige slaaf wat uiteindelik sy vryheid verkry het, en sy broer, 'n man met die naam van Pallas, ek dink nie dis waar die Citroen Pallas se naam van kom nie, maar Felix se broer Pallas het invloed geraak by die huidige keiser Claudius, en Pallas het gesorg dat Felix hierdie gouverneurskap reeds 5 jaar vroeër gekry het, in die jaar 52 na Christus. Nie net was Felix 'n voormalige slaaf wat deur die intree van sy broer by die keiser sy pos gekry het nie, maar Felix was bekend as 'n wreedaardige en 'n onderdrukkende man. Hy het groot hoeveelhede mense laat kruisig, somme van hulle onskuldig. En daar het 'n beduidende weerstand teen hom onder die Jode ontstaan. En op hierdie stadium, wanneer die Joodse raad voor Felix kom, is dit ook die geval. Felix was die een wat 'n bende bestaande uit 4000 Jode, wat deur 'n Egiptenaar gelei is, en ons lees daarvan in Handelinge 21 vers 38. Felix was die man wat daai bende gaan bymekaar maak, en daardie klomp mense tereggestel het. Hulle almal uitgemoor het. Ten spyte daarvan, dat Felix van tyd tot tyd hierdie tipe van optredes gewys het, waar hy rebelle gaan vang en 4001 van hulle doodmaak, het daar steeds handevol rebelle en sluipmoordenaars rondbeweeg in Israel, en dit het die lewe baie gevaarlik gemaak. Dus was sy administrasie nie effektief nie, en sy karakter was nie bo verdenking nie. So wanneer Tertullus kom en met Felix praat oor hervorming onder sy voorsorg, dan is net die teenoorgestelde vir ons in die geskiedenis opgeteken. Dis nie waar van Felix nie. Felix se heerskappy was so onderdrukkend, dat 2 jaar na hierdie gebeurtenisse wat ons in Handelinge 24 sien, keiser Nero, wat self nie 'n aangename mens was nie, vir Felix uit sy pos verwyder het, hom onthef het en vervang het
deur Festus, soos ons in hoofstuk 25 sal sien. Die enigste rede dan, hoekom advokaat Tertullus vir Felix sou prys, sou wees omdat hy hom wou vlei vir resultate. Want die Jode het nie 'n sterk saak teen Paulus gehad nie. Vleitaal hoort nie by 'n gelowige nie. Vleitaal hoort nie by 'n Christen nie. 10 maal praat die Bybel en gebruik die woord vlei of vleiery. En elke keer wanneer die Bybel die woord gebruik, het dit 'n negatiewe konnotasie, 'n negatiewe verwysing. So byvoorbeeld sien ons in Psalm 12 vers 34 vers 3, die mense bedreig mekaar, hulle mislei mekaar met vleitaal. Die Here sal al die vleitaal uitroei en die grootpratery van die mense. In Spreuke 29 vers 5, hierdie woorde, 'n man wat 'n ander vlei is besig om hom in 'n struik te laat loop. Of Daniël 11 vers 32, die koning sal die wat aan die verbond ontrou is, deur vleiery verlei tot afvalligheid, maar die mense wat hulle God ken, sal vasstaan. Of in Judas 1 vers 16, hierdie mense kla gedurig en is altyd ontevrede met hulle lot. Hulle leef net volgens hulle eie begeertes, hulle praat groot en sê vleiende dinge van mense om daaruit vir hulle self voordeel te trek. Laat ons onsself evalueer. Wat is my hartsmotief wanneer ek 'n ander persoon ophemel? Gaan dit regtig oor opbou alleen? Of is ek besig om dalk my eie paadjie met roosblare te bestrooi? Let wel, jy moet onderskei tussen vleitaal en bemoediging. Ons lees byvoorbeeld in 1 Tessalonisense 5 vers 11 hierdie woorde, daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op soos julle doen. En dan sê Paulus aan die gemeente in Thessalonika, maar ons vra julle broeders, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is en julle vermaan, en bewys hulle in liefde die hoogste agting ter wille van hulle werk. Hou vrede onder mekaar en ons versoek julle broeders, vermaan die wat onordelik is, bemoedig die wat kleinmoedig is, ondersteun die wat swak is en wees lankmoedig aan almal. So wanneer jy jou mond oopmaak, onthou om eers te evalueer wat dit is in jou hart wat nou jou tong gaan beweeg. Is jy opreg of is jy besig om vir jouself 'n koninkryk te bou deur jou woorde? En dan vers 4 van Handelinge 24 begin Tertullus met hierdie woorde maar. Die woordjie maar. Maar om u nie te lank op te hou nie, versoek ek u om ons in die vriendelikheid kortliks aan te hoor. Tertullus, soos 'n ware skimmel van 'n regsgeleerde, bring hier 'n kontras in. En wat Tertullus in hierdie vers sê, vers 4 van Handelinge 24, is in kort dit. Hy sê, u, o hoogedele Felix, is so 'n uitsonderlike mens, maar, nou maar wys kontras, maar, hierdie man wat ek nou aan u gaan voorstel, is net die teenoorgestelde. Dis 'n slinkse regsgeleerde. Dis 'n man wat met sy woorde speel. Dis 'n man wat met sy woorde omstandighede beïnvloed. So ons sien dan in vers 1 tot 4 die kenmerk deur oneerlike taal wat een van die eienskappe is van 'n oneerlike regsaksie. Maar ons sien ook in vers 5 tot 9 dat nog 'n kenmerk van 'n oneerlike regsaksie is dat dit misleiding bevat. Dit bevat misleiding. Kom ons lees vers 5 en die eerste gedeelte van vers 6.
Want, sê Tertullus, ons het gevind, dit is nou hy in die Joodse Raad, dat hierdie man 'n pes is en 'n verwekker van oproer onder al die Jode in die wêreld en 'n voorman van die sekte van die Nasareëners wat selfs probeer het om die tempel te ontheilig. Kom ons stop daar. Tertullus bring 3 aanklagte teen Paulus. Die eerste aanklag wat hy maak, hy sê Paulus veroorsaak openbare wanorde. Wat Tertullus hier sê in sy woorde, en onthou, Felix is 'n goewerneur, hy's 'n goewerneur vir die Romeine, en dit beteken, hy is die man wat aangestel is om orde te handhaaf. En wanneer in vers 5, Tertullus sê, ons het gevind dat hierdie man 'n pes is en 'n verwekker van oproer onder al die Jode in die wêreld. Wanneer hy hierdie opmerking maak, dan sê hy, Paulus veroorsaak oproer onder die Jode oral oor die Romeinse ryk, en onthou die kenteken, die kenmerk, die slagspreuk van die Romeine was Pax Romana, vrede vir Rome. En Tertullus sê, Paulus ondermyn daai vrede. Hy's 'n oortreder van Romeinse wette. Die woordjie wat gebruik word om Paulus te beskryf, die Griekse woordjie het die betekenis, Paulus versprei 'n plaag, Paulus versprei 'n epidemie. Hy is 'n gevaar vir algemene openbare voorspoed. Nou hulle kon hier 'n baie ernstiger klagte teen Paulus ingebring het, as hierdie Tertullus werklik so goed was, soos hy dink hy is. Hulle kon die klag teen Paulus ingebring het, dat hy nie Jode in Asië in oproer gebring het. Onthou julle die opstand in die stad Efese? Waar daar so staan dat daar was so klomp mense bymekaar en die meerderheid van hulle het geskree en te kere gegaan en nie eers geweet hoekom is hulle daar nie. Regte mopmentaliteit, mopkultuur. Dis die aanklag wat hulle kon gebring het teen Paulus en sê oor die hele Asië bring hy in opstand en Efese is 'n baie goeie voorbeeld daarvan. Maar dit sou dom wees van hulle om Paulus so aan te kla, want dan kon Felix vir Paulus Efese of Asië toe stuur om daar voor die goewerneur te gaan verskyn. En die Jode wou nie daai kans vat om 'n goedgesinde, manipuleerbare man soos Felix prys te gee ter wille van 'n ander goewerneur wat hulle nie ken nie. So dis die eerste aanklag teen Paulus dat hy veroorsaak openbare wanorde. Die tweede aanklag sien ons in die tweede gedeelte van vers 5 en 'n voorman van die sekte van die Nasareëners. Die aanklag hier is Paulus is sektaries. Die van julle wat ooit radio luister, nuus luister, sal onthou dat daar altyd gepraat word van sektariese geweldenaars. Mense wat aan 'n spesifieke sekte behoort, 'n beweging behoort en geweldenaars is, want sektes word tipies gedefinieer as 'n gewelddadige beweging. Daardeur sê hulle, as hulle sê Paulus is sektaries, dan sê hulle, hy ondermyn die Joodse geloof en die Joodse wet. En hierdie woorde is baie slinks gekies, want as hulle sê dat hy is 'n voorman van die sekte van die Nasareëners, aan wie koppel hulle hom? Jesus van Nasaret. Wat het gebeur met Jesus van Nasaret? Hy is deur die Romeine tereggestel. So wanneer Tertullus sê Felix, hoogedele Felix, hooggeagte Felix, Paulus is 'n voorman van die leier van die sekte van die Nasareëners, dan sê hy is een soos Jesus van Nasaret. Dus indien Paulus een van hulle is, dan mag die goewerneur dalk oorweeg om hom ook te elimineer soos hulle vir Jesus geëlimineer het. Hoekom sal die Romeine teen Paulus optree indien hierdie aanklag waar is, indien dit so is dat hy 'n voorman van 'n sekte is? Want die Romeine het aan die Jode of Judaïsme toegestaan. Hulle het dit wettig gemaak dat die Jode hulle geloof in Palestina kon uitleef. Maar as Christendom 'n afgesonderde geloof van Judaïsme is, dan sal dit onwettig wees en dan moes die Romeinse owerhede dit vervolg. Die derde aanklag is, Paulus het die tempel ontheilig. Dit sien ons in die eerste gedeelte van vers 6, wat selfs probeer het om die tempel te ontheilig. Dit is 'n oortreding van God se wet. En ons weet hierdie is bloot leuns en is 'n aanklag sonder enige gronde. Kom ons kyk na die tweede gedeelte van vers 6.
Wat Tertullus sê, ons, en onthou, hy verteenwoordig die Joodse Raad. Hy sê ons, die Joodse Raad, het Paulus gevange geneem en wou hom volgens ons wet oordeel. Nou dit is direkte, doelgerigte, doelbewuste misleiding. Ons het laasweek gesien dat dit nie die waarheid is nie. Die waarheid is dat dit die skare is wat Paulus aangerand het en die Joodse Raad het dit goedgekeur. Al wat Tertullus aanbied is dat hulle vir Paulus gevange geneem het en is bloot nie so nie. Hoor, ons het nie baie maal by ons kinders as hulle beklei nie. Jy vra vir jou kind, wat het jy gedoen dat jou boetie jou geslaan het? Dan sê ek weet nie, ek het net verby hom geloop. In die volgende oomblik toe slaan hy my. Jy was ook 'n kind, jy weet dat dit nie die geval is nie. Ons het gesien vers 1 tot 4, een van die eienskappe van 'n oneerlike regsaksie is dit word gekenmerk deur oneerlike taal. Ons het gesien vers 5 tot 9, dit bevat misleiding. En dan vers 10 tot 21, dit word maklik deur waarheid weerlê. En ons gaan stuk hier deur lees soos ons dit behandel. Dit word maklik deur waarheid weerlê. Wat Felix as 'n regter oor hierdie saak reeds geweet het, wat vir Felix maklik was om aan te dink en te herroep, is die volgende. In die eerste plek, Paulus is 'n Romeinse burger. Dit gee aan Paulus sekere regte en voorregte. In die tweede plek, die aanklag teen Paulus volgens die brief wat Claudius Lysias aan Felix gestuur het, is oor Joodse wette en Joodse gebruike. Derdens, volgens die brief het Paulus niks gedoen wat tronkstraf of die doodstraf regverdig het nie. Hy was reeds voor die Joodse Raad en Lysias het gesê, het vir Felix laat weet per brief, Paulus is nie skuldig aan enigiets wat tronkstraf of doodstraf vereis nie. En vierdens, Felix het gehoor deur Lysias dat die Jode vir Paulus 'n hinderlaag gestel het en hom wou doodmaak. So Felix het geweet, hierdie is 'n vyhandige groep vir Paulus, is nie net mense wat weerstand bied teen Paulus se geestelike beginsels nie. Al hierdie 4 dinge, as Felix daaraan gedink het, sou hy besef het dit tel in Paulus se guns. Kom ons kyk na vers 10. En nadat die goewerneur vir Paulus gewink het om te praat, het Paulus geantwoord: Omdat ek weet dat u oor hierdie volk al baie jare lank regter is, verdedig ek my saak met goeie moed. Let wel hier. Paulus gebruik 'n gedeelte van 'n vers om vir Felix te sê, ek weet u is regter en daarom kan ek my saak voor u verdedig. Tertullus het 3 verse gebruik om Felix heuning om die mond te smeer en vir hom niks te sê nie. Baie ironies hier is dat die hoëpriester Ananias tydens die Sanhedrin se sitting in Jerusalem vir Paulus op die mond laat slaan het, want hy wou nie gehad het Paulus moes praat nie. Maar nou moet hy sit en luister na Paulus se verdediging. Paulus erken dat hy weet dat Felix al vir baie jare bekend is met Joodse wette en gebruike. Hy sê vir Felix, ek weet dat u al vir baie jare as 'n regter optree in hierdie land. En in daai land word hoofsaaklik bewoon deur Jode en beset deur Romeine. As daar enige probleem is tussen Jode en Romeine, sou Felix dit moes aanhoor as 'n regter. As daar enige probleem was tussen Jode en Jode wat die Sanhedrin nie kon uitsorteer nie, dan sou Felix dit moes aanhoor as 'n regter. Paulus sê, jy het ervaring oor Joodse sake en Joodse getuienis, Joodse wette. Daarom sê Paulus, sal Felix dit maklik vind om met regverdigheid te kan oordeel oor Paulus, die aanklagte teen hom. Vers 11. Aangesien u te wete kan kom dat dit nie meer as 12 dae is vandat ek opgegaan het om in Jerusalem te aanbid nie. Paulus sê, vandat ek in Jerusalem aangekom het tot nou toe was 12 dae. Dis 5 dae na die aanklag wat die Sanhedrin eers in Caesarea aangekom het. Dit laat 7 dae. Paulus se punt daar is, daar was nie vir my tyd om 'n weerstand te organiseer nie. Ek het Jerusalem toe gegaan om te gaan aanbid. Daar's geen aanduiding dat ek gegaan het om 'n oproer aan te wakker nie. Vers 12 en 13. En hulle het my nie in die tempel gevind, besig om met iemand te praat of 'n opstand van die volk te verwek nie, en ook nie in die sinagoges of in die stad nie.
En hulle kan ook die dinge waarvan hulle my nou beskuldig nie bewys nie. Wat Paulus hier sê, daar is geen getuienis dat ek hierdie dinge gedoen het wat hulle sê nie. Daar's bloot nie getuienis nie. Ek kan net skuldig bevind word op grond van getuienis, daar's geen. Vers 14. Maar dit erken ek voor u, dat ek volgens die weg, wat hulle 'n sekte noem, so die God van my vaders dien, terwyl ek alles glo wat in die wet en die profete geskrywe is. Wat Paulus hier sê, is die volgende. Hy sê, Felix, dit is waar. Ek is deel van Christendom, maar raai wat? As Christen dien ek die God van my vaders, dis die God van Abraham, Isak en Jakob, die God wat hierdie manne sê hulle hang aan. En ek glo alles wat in die wet en die profete staan. Dit sluit die 5 boeke van Moses en die profete in. Die profete het tipies verder onderverdeel, soos ons sien in Lukas 24 vers 44, in die psalms en die profete. Maar as hy sê die wet en die profete, dan sluit hy die hele Ou Testament in. Paulus sê, ek glo in die vaders waarin hulle glo, en ek glo in die wet en die profete. Waarmee kan ek dan Jode opsteek, as ek alles bevestig wat hulle glo? Dus, sê Paulus, aanklag 2 kan nie staan teen my nie. Kan julle onthou wat is aanklag 2? Aanklag 2 is, hy is sektaries. Hoe kan ek aan 'n sekte behoort, as ek alles glo en erken wat hulle erken? Felix is een van die, wat die Joodse wette en tradisies moes ken, en dit wel geken het, moes weet dat die Sadduseërs, wat daarvoor omstaan, en onthou, die Joodse raad was opgemaak uit 'n groep manne, waarvan die meerderheid Sadduseërs was, en 'n gedeelte Fariseërs. Die Sadduseërs was die geestelike liberales, hulle het net in die Pentateeg geglo, net in die 5 boeke van Moses. Die Fariseërs was nougesette, doelgerigte, tradisionele aanbidders van God, hulle die hele Ou Testament erken. Onthou julle wat Paulus gesê het voor die Joodse raad, wat die geveg onder die Sadduseërs en die Fariseërs veroorsaak het? Ek staan vandag hier voor julle oor my hoop oor die opstanding. Die Fariseërs glo in die opstanding, die Sadduseërs glo nie in die opstanding nie. Hiervoor Paulus staan hoofsaaklik die Sadduseërs, die deel van die Joodse raad wat die grootste groep opmaak, wat nie in die hele Ou Testament glo nie. So Felix moes homself herinner, hierdie manne wat hier voor my staan, aanvaar net die Pentateeg en nie die profetiese geskrifte nie, en dat 'n deel van die Joodse raad, die Fariseërs, wel albei aanvaar, en hulle is waarskynlik nie in Caesarea nie, want onthou julle wat het hulle gedoen? Hulle het gesê, hierdie man is onskuldig. Hy beroep hom op die opstanding, ons glo in die opstanding. En Felix moes dit vir homself uitwerk in sy kop. Kom ons kyk vers 15. Kom ons lees weer 14 en 15. Maar dit erken ek voor u, dat ek volgens die weg wat hulle 'n sekte noem, so die God van my vaders dien, terwyl ek alles glo wat in die wet en in die profete geskrywe is, en 'n hoop op God het, 'n hoop wat hulle self ook verwag, dat daar 'n opstanding sal wees van die dode, regverdiges sowel as onregverdiges. Paulus sê hier, ek glo soos hulle dat daar 'n opstanding en oordeel gaan wees. Paulus weet dat die Sadduseërs dit nie glo nie, maar hy weet dat as Jodes hulle veronderstel om dit te glo. Hulle kan nie gaan kies watter dele van die Bybel hulle van hou en watter dele nie. So hy daag hulle uit. Hy sê as julle regte Jode is en nie 'n sekte is nie, dan moet julle die wet en die profete aanvaar. So wat Paulus sê is, Felix, hou dop. Hulle kla my aan dat ek die leier van 'n sekte is. Luister mooi wat hulle sê. Dis wat Paulus vir Felix sê, want as hulle nou teen Paulus in opstand kom en sê ons glo nie in die opstanding nie, dan kan Felix na hulle kyk en sê, Jode wat nie in die opstanding glo nie? Nou weet hulle moet hulle monde hou. Die Ou Testament het duidelik die Jodese verwagting van 'n opstanding ondersteun. Kyk wat sien ons in Jesaja 26 vers 19. Die uit u volk wat gesterf het, sal weer lewe, Here. Hulle sal opstaan. Word wakker en juig, julle wat in die doderyk is. Soos die dou lewe gee, gee u krag lewe, Here. Die aarde sal hulle wat lankal gesterf het, lewend teruggee. Duidelike profesie uit Jesaja, maar die Sadduseërs glo nie die profete nie. Hulle glo nie die boeke van Moses.
Ook in Daniël 12, nog 'n profesie, iets waaraan die Sadduseërs nie glo nie. Daniël 12 vers 2. Baie van die wat ontslaap het, sal uit die graf opstaan, party tot die ewige lewe en party tot ewige skande en veragting. Daar is 'n oordeel. Nou Felix, as een wat die Joodse wette en tradisies geken het, sou kon hy roep dat 'n deel van die groep hier voor hom dit nie glo nie, en dit moes hom versigtig gemaak het. As regter moes hy nou mooi gedink het en versigtig opgetree het. Vers 16. Daarom sê Paulus, omdat ek hier staan oor die hoop wat ek het op die ewige lewe, oefen ek my ook om altyd voor God en die mense 'n rein gewete te sê. Paulus sê, ek weet God gaan oordeel, en omdat ek weet dat daar eendag 'n oordeel kom, sorg ek dat ek met 'n rein gewete leef. Dis elkeen van ons uitdaging, mense. So waar as wat ons vandag hier sit, gaan daar 'n opstanding wees en 'n oordeel. En as jy die Here Jesus Christus nie ken nie en nie liefhet nie en nie lewe volgens sy bepalinge nie, dan gaan jy voor God geoordeel word as verlorene. En as jy hom ken en hom liefhet en lewe volgens sy bepalinge, dan sal jy vrygespreek word op grond van die werk van Jesus Christus. Paulus het in hoofstuk 23 ook verwys na sy skoon gewete. Blaai net 'n bladsy terug. Hoofstuk 23 vers 1, 2 bladsye. Kyk wat staan daar, vers 1. En Paulus het die oë op die raad gehou en gesê, broeders, ek het met 'n volkome goeie gewete voor God gewandel tot op hierdie dag. In direkte kontras, Paulus sê, my gewete is skoon, en wat is die kontras daarvoor hom? Hierdie klomp skimmels glo nie eers in die profete nie. As hulle nie glo in die opstanding nie, is daar nie 'n oordeel nie. As daar nie 'n oordeel is nie, dan sal hulle leef soos hulle wil. Paulus, deur sy woorde, lê voor Felix 'n kontras, en as Felix slim genoeg was, sou hy daai kontras opgetel het. Vers 17. Maar na baie jare het ek gekom om aan my volk almoses te bring en offers. Paulus sê so, Felix, weet jy hoekom het ek teruggekom Jerusalem toe? 12 dae gelede. Om my eie mense te help wat in swaar kry, armoedig lewe en offers vir God te bring. Klink dit vir jou na 'n moeilikheidmaker se optrede? Dit sou baie eenvoudig vir Felix wees. Felix. Dit sou baie eenvoudig vir Felix wees om te kon verifieer dat Paulus wel geld Jerusalem toe gebring het om aan die armes in Jerusalem te gee. As dit die waarheid is, as Felix kon verifieer dat Paulus geld vir die arm gemeente gebring het wat hy wel kon verifieer, dan kan aanklag 1 nie waar wees nie. Paulus het gekom om geld te bring, nie om openbare orde te versteur nie. Kom ons kyk na vers 18. En terwyl ek hiermee besig was, dit is nou sy almoses en offers, het sekere Jode uit Asië my in die tempel gevind nadat ek geheilig was, nie met 'n skare of met opskudding nie. Paulus sê ek was wel in die tempel gevind, maar nie deur hierdie groep nie, deur 'n Jode vanuit 'n ander deel van die wêreld. En my aksie, sê Paulus, toe hulle my vind, was midde in 'n reinigingsritueel. Onthou julle, die ouderlinge van die gemeente in Jerusalem het vir hom gesê, gaan vir 7 dae en word in die tempel gevind, en aan die einde van daai 7 dae gaan jy deur jou reinigingsritueel. Dis hoe hulle hom daar gekry het. Paulus was die 7de dag daar, hy het homself gereinig. Dis waar hulle hom gekry het, op die laaste dag. Paulus sê, dit was die rede hoekom ek daar was, om 'n reinigingsritueel deur te gaan. Hoe kan ek dan die tempel ontreinig? As ek daar is om gereinig te word, hoe kan ek die tempel ontreinig? Daar was geen skare by my nie, dus kan aanklag 1 en 3 nie waar wees nie. Vers 19. Hulle behoort hier voor u te wees. Hy sê, daai Jode van Asië, die ouens wat my in die tempel gekry het, terwyl ek besig was myself te reinig, hulle wat geen skare by my gekry het nie, hulle moet hier wees. Dis hulle wat die aanklagte moet bring, om beskuldigings in te bring as hulle iets teen my het. Paulus sê, indien aanklag 3 teen my waar is, dat ek die tempel ontheilig het, moet daardie buitelandse Jode hier wees om my te beskuldig, nie hierdie manne wat nie daar was nie. Dis nie hierdie ouens wat my daar gekry het nie.
Vers 19. Ekskuus, vers 20 en 21. Of laat hierdie manne, dis nou die Sanhedrin, self sê of hulle enige onreg in my gevind het toe ek voor die raad gestaan het, behalwe oor hierdie een woord wat ek uitgeroep het terwyl ek onder hulle gestaan het, naamlik oor die opstanding van die dode staan ek vandag by u voor die gereg. Paulus sê, nou wat hierdie manne hier voor my betref, ek het, nadat ek in hegtenis geneem is, na valse aanklagte, hy het reeds gewys, aanklag 1, 2 en 3 kan nie waar wees nie, het ek voor hulle verskyn toe hulle as die Joodse raad my ondersoek het, en dit was so wanordelijk, hoëpriester Ananias, sê Paulus, dat ek moes hard skree om myself te laat hoor. Kyk wat sê hy in vers 21, toe ek uitgeroep het, dis die woord vir hard skree. Paulus sê, ek het voor julle verskyn, Sanhedrin en hoëpriester Ananias, en julle vergadering was so wanordig, dat ek hard moes uitroep om myself te laat hoor. Julle was daar, laat julle nou teen my getuig wat dit was wat julle teen my gevind het. En die punt wat Paulus hier maak, is tweerlei. Daar's twee aspekte aan die punt wat hy hier maak. Hy sê, die gesprek voor die Sanhedrin was 'n teologiese gesprek gewees. Dus moet ons ontmoeting eerder in 'n Joodse raadsvergadering wees, en nie hier voor jou nie, Felix. Die tweede punt wat hy maak, 'n groot groep van die wat my verhoor het daardie dag is nie hier nie, want hulle het my onskuldig bevind. Nou Paulus is so in beheer van die hofverrigtinge dat dit ons herinner aan Jesus se woorde aan die disippels waar hy gesê het in Markus 13 vers 9, maar wees julle vir julleself op die hoede, want hulle sal julle oorlewer aan regbanke en in sinagoges sal hulle julle slaan en voor goewerneurs en konings gebring word om my ontwil, vir hulle tot 'n getuienis. Dit sal vir die goewerneurs en die konings wat julle moet verhoor, het Jesus vir sy disippels gesê, 'n getuienis wees vir hulle. Vers 10. En die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word. En wanneer hulle julle weglei om julle oor te lewer, moenie julle vooraf kwel oor wat julle sal spreek nie, en moenie daaroor dink nie. Maar wat julle in die uur gegee word, dit moet julle spreek, want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Heilige Gees. Jesus het net gesê vir sy disippels, dit gaan moeilik raak. Dit gaan moeilik raak tot tyd en wyl die evangelie aan die hele mensdom versprei is, wat vandag nog nie waar is nie. Daar sal vervolging wees, julle sal voor konings en goewerneurs gesleep word, moet jou nie daaroor bekommer nie, oor wat jy gaan sê nie, want as jy voor hulle gaan staan, gaan die Heilige Gees praat, en as die Heilige Gees praat, gaan hulle die evangelie hoor, en as hulle die evangelie hoor, gaan hulle of reageer of nie, dan is hulle self of skuldig of onskuldig, want die opstanding kom en saam met die opstanding die oordeel. Julle geweet is alles in daai 2 verse. Paulus is so in beheer van die hofverrigtinge, dat ons hierdie gedeelte kan herinner. En dan laastens, ons het gesien in die eerste 4 verse, een eienskap van 'n oneerlike regsaksie is dit word gekenmerk deur oneerlike taal, 'n tweede eienskap, dit bevat misleiding, vers 5 tot 9, 'n derde eienskap, dit word maklik deur die waarheid weerlê, vers 10 tot 21, en dan 'n vierde eienskap, vers 22 tot 27, dit is lafhartig en dit soek 'n ompad. Dit is lafhartig en dit soek 'n ompad. Dit was nie nodig vir Felix om die saak uit te stel nie, wat hy nou doen. Hy het genoeg kennis van Joodse wette en kultuur en tradisies gehad om te kon bevestig dat Paulus nie skuldig is nie en vrygelaat moet word. Maar Felix se vrou, Drusilla, was 'n Jood. En die Jode was reeds vies vir Felix. En omdat sy vrou 'n Jood was en die Jode vir hom vies was, moes hy versigtig wees. Daarom stel hy die saak uit. Verder het Claudius Lysias, die bevelvoerder van die soldate in Jerusalem, reeds in die brief duidelik gemaak dat Paulus onskuldig is en geen Romeinse wet oortree het nie, maar dat dit bloot 'n interne Joodse geskil was. Daar is geen aanduiding dat Felix ooit vir Lysias laat kom het nie. Hoekom stel hy die saak uit?
Wat sou Lysias in elk geval kon bylas wat hy nie reeds geskryf het nie? Die punt is dit, Felix kon nie Paulus vryspreek sonder die gevaar dat die Jode in opstand sou kom nie, en daarom kies hy 'n ompad. Daarom is hy oneerlik. Kom ons kyk na vers 22. Toe Felix dit hoor, het hy hulle saak uitgestel, alhoewel hy noukeurig genoeg met die dinge van die weg bekend was. En hy het gesê, wanneer Lysias die goewerneur oor 1000 afkom, sal ek julle saak ten volle ondersoek. Die vraag wat ons moet vra is, hoekom sou Felix soveel kennis rakende Christendom hê? Wel, daar's 'n paar dinge. Die eerste ding, hy is reeds vir lank 'n regter, en dit is 'n land wat hoofsaaklik deur die Jode bewoon word. Tweedens, sy vrou is 'n Jodin, wat hom in kontak met Christendom sou bring, want Christendom was 'n uitvloeisel van die Jodendom, en daar was baie weerstand teen Christendom, veral onder die hoër klas, en sy vrou Drusilla, Elaine, as jy 'n seentjie het, is 'n mooi naam, hoor, Drusilla. Nee, dogtertjie het. Daar's tot ek vir haar, wie gaan 'n seentjie kry? Weet nog nie. 'n tweede rede hoekom hy goed bekend sou wees met Christendom, is omdat ons in Handelinge 19 lees, dat die Heilige Gees uitgestort is in Caesarea, op die hoof van die leer daar op daardie stadium, Cornelius, wat nie Romeinse weermag was. As dit die geval was, sou daar Christene gewees het, as daar Christene in Caesarea was, Felix moes orde handhaaf, dan sou hy die geleentheid gehad het om daaraan blootgestel te word. Vers 23. En Felix het die hoofman oor 100 beveel om Paulus te bewaak, maar dat hy verligting moes hê en dat hy niemand van sy eie mense moes verhinder om hom te bedien of te besoek nie. Wat hy hierso sê is, maak dit vir Paulus maklik, want hy's 'n Romeinse burger, hy is onskuldig, maar ek gaan hom nie vrylaat nie. Felix is in 'n knyptang. Hy's in 'n moeilike posisie. Hy moet vir Paulus vrylaat. Maar hy's bang vir die Jode, en hy sal waarskynlik kan verduidelik aan sy hoofde, dat om orde te handhaaf, moes ek hierdie onskuldige man in gevangenskap hou, maar kyk net al die vryheid wat ek hom gegee het terwyl hy in gevangenskap was. Dan vers 24. En 'n paar dae daarna het Felix gekom saam met Drusilla, sy vrou, wat 'n Jodin was, en het Paulus laat haal en hom aangehoor oor die geloof in Christus. Nou hier's 'n paar baie belangrike stukkies agtergrond wat ek julle gaan aan herinner, sodat julle die dinamiek kan verstaan van wat hier aan die gang is. Herodes die Grote, die man wat die tempel laat herbou het, die man wat die 2-jarige seentjies laat vervolg en doodmaak het toe hy gehoor het by die manne uit die ooste uit van Jesus, dat Jesus die koning van die Jode gebore is. Hierdie Herodes het 5 vrouens gehad. Een van hierdie 5 vrouens het die naam van Mariamne, die eerste, daar was ook 'n tweede gewees, Mariamne 1 gehad. Hierdie Mariamne het 'n seun gehad, Herodes Aristobulus. Hierdie Herodes Aristobulus het 'n seun gehad, Herodes Agrippa 1. Dit is die Herodes waarvan ons in Handelinge 12 lees, dat hy Jakobus, die broer van Johannes, laat doodmaak het, en dat hy vir Petrus in die tronk laat stop het. Herodes Aristobulus het dus hierdie seun Herodes Agrippa gehad, maar hy het ook 'n dogter gehad, Herodias, en dit is hierdie Herodias wat getroud was met Herodes Philip, wat gevat was deur Herodes Antipas, wie uiteindelik Johannes die Doper laat doodmaak het, en wie Jesus veroordeel het. Dis hierdie Herodes Antipas wie Jesus veroordeel het, en dit is van hom wat Jesus gesê het, hy's 'n regte jakkals. Gaan vertel vir daardie ou jakkals. Herodes Agrippa 1 het 'n seun gehad, Herodes Agrippa 2. Dit is van hom waarvan ons volgende week gaan leer in Handelinge 25. Maar Agrippa 1 het nie net vir Agrippa 2 gehad as 'n kind nie, hy het ook 'n dogter gehad met die naam van Bernice, wat getroud was met haar oom Herodes Calsus, en dit is sy wat in hoofstuk 25 by Paulus se hofsaak saam met haar broer Agrippa 2 kom. Maar die inligting hier wat belangrik is, wat ek wil hê julle moet weet, Bernice is die tweede dogter, of die eerste dogter, die jongste dogter van Herodes Agrippa 1. En sy is Drusilla, Felix se vrou, Felix se derde vrou.
Hier is sy waarskynlik nog nie 20 jaar oud nie en in haar 3de huwelik. Hierdie Felix het haar van haar man af weggerokkel en met hom laat trou. Hierdie is nie die prentjie van 'n paartjie wat bo verdenking is nie. Met hierdie in gedagte lees ons vers 24 weer. En 'n paar dae daarna het Felix gekom saam met Drusilla sy vrou wat 'n Jodin was en het Paulus laat haal en hom aangehoor oor die geloof in Christus. Wat dink julle sal Paulus se boodskap wees teenoor ongereddenes wat in 'n buite of kom ek sê so 'n onwettige verhouding, 'n nie goddelike verhouding is? Felix mag nie met haar getrou het nie, sy mag nie met Felix getrou het nie. Jesus het dit baie duidelik gemaak in Matteus 19. Drusilla het dit geweet. Felix het dit geweet. Wat dink julle sal Paulus se boodskap wees? Kom ons lees vers 25. Maar toe Paulus spreek oor geregtigheid en selfbeheersing en die toekomstige oordeel, het Felix baie bang geword en geantwoord: "Gaan vir hierdie keer heen en as ek 'n geleentheid vind, sal ek jou laat roep." Wat is hier aan die gang? Wat is hier aan die gang? Paulus is besig om vir Drusilla en Felix die evangelie te verkondig en hulle sonde vir hulle uit te wys. Mense, jy verkondig aan niemand die evangelie sonder om te parkeer en jou tent op te slaan en jou voorrade uit te pak en oor sonde te praat nie. Christus moes kom oor sonde. Christus moes sterf oor sonde. Sonder vergewing van sonde is daar geen redding nie. En dit is wat Paulus hier doen. Kom ons kyk gou na die woorde wat hy hierso gebruik. Die eerste ene is gehoorsaamheid aan God, vers 25. Hy het met hulle gespreek oor geregtigheid. Geregtigheid hier vertaal is gehoorsaamheid aan God. Dink net wat gaan in Felix en sy jong vroutjie Drusilla se koppe aan toe Paulus praat oor gehoorsaamheid aan God. Hulle kon sê in hulle koppe, ons ken God en sy wette, maar ons hou dit nie. Ook sou Felix homself kon herinner dat sy heerskappy gekenmerk was deur ongeregtigheid en wreedheid, nie wat God geleer het nie. 'n Historikus van die Romeine, 'n man met die naam van Tacitus, skryf hierdie woorde oor Felix. Hy sê hy beoefen koninklike heerskappy met die denke van 'n slaaf. As 'n Romeinse geskiedskrywer dit van Felix geskryf het, dan sou Felix geweet het wat dink die mense van hom en hy sou moes erken, ja, dit is hoe ek heers. So Paulus se eerste boodskap is gehoorsaamheid aan God. Paulus se tweede boodskap is oor selfbeheersing. Felix en Drusilla het dit nie geleef nie. Hy het haar van haar man af weggerokkel en sy het dit toegelaat. Sy was in haar 3de huwelik. Wanneer hy praat oor selfbeheersing, sou Felix en Drusilla moet sê, ja, jy praat van iets waar ons niks van weet nie. Wat ons definitief nie toepas nie. En dan sy 3de deel van sy boodskap aan hulle was oor die toekomstige oordeel. As hulle skuldig was aan nommer 1 en 2, aan ongehoorsaamheid aan God en 'n gebrek aan selfbeheersing, dan moes die boodskap rakende die oordeel wat se impak op hulle hê. Vrees. Hulle moes bang word. Hoe anders? Felix word bang. Hy word baie bang. Hy sê vir Paulus, gaan weg, ek sal jou roep as ek weer na jou wil luister. As jy lief is vir jou sonde, as jy leef in jou sonde, dan wil jy nie hê iemand moet dit vir jou uitwys nie. Jy wil nie die boodskap van geregtigheid hoor nie, behalwe as jou sonde jou so impakteer, dat dit by jou bewustheid daarvan wek. Dit is goed as iemand die evangelie aan jou duidelik genoeg bring, sodat dit by jou vrees opwek. Soms is dit vrees vir God wat mense dryf om hulle eie lewens te ondersoek. En hier is die vraag, indien jy jou lewe eerlik ondersoek, moet jy op jou eie sonde afkom, want dit sal daar wees. En daardeur moet jy tot stilstand geruk word, elke keer. Dan moet jy jouself herinner dat selfs die kleinste sondetjie genoeg rede is vir 'n heilige God om jou tot die ewige hel te verdoem. En dan eers kan 1 Johannes 1 vers 9 waar word in jou, dat indien jy jou sonde bely, God is getrou en regverdig en sal jou sondes
vergewe. Eers dan sal jy die begrip kan hê waarom Christus moes sterf. Ons het gekyk na 4 eienskappe van 'n oneerlike regsaksie. Daar is net een eienskap wat nodig is om dit te werk. En dit is die karakter van Christus in 'n wedergeborene. Indien met jou gebeur wat hier met Paulus gebeur het, hier is die vraag: sal jy daai karakter openbaar? Die karakter van 'n wedergeborene met die Heilige Gees in hom? Indien jy sê dat jy die Here liefhet en iemand val jou karakter aan en raak onwaarhede kwyt, sal jy deur die krag van die Heilige Gees jou gedagtes en jou tong aanwend tot God se eer? Sal die bewys van wedergeboorte in jou geopenbaar word? Kom ons eindig met die woorde waarmee ons begin het. 1 Petrus 3 vers 15. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het. As dit die wil van God mag wees dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter so as om te ly wanneer julle kwaad doen, wanneer jou gewete nie skoon is nie. Vader, dit is net deur die bloed van Christus, die werk van Christus, dat ons gewete enigsins rein kan wees. Help ons in hierdie week wat voorlê om deur die krag van die Gees ons gewete te toets, te evalueer. En Vader, as ons dit nie rein bevind nie, dat ons voor U sal kom en sal onthou as ons ons sondes bely. U is getrou en regverdig en sal dit vergewe. Mag ons met doelgerigtheid uitgaan om in gehoorsaamheid en selfbeheersing te leef, want ons weet daar kom 'n oordeel. En mag ons hierdie boodskap uitdra aan die wat U nie liefhet nie. Amen.